Dis lekker dat jy saam met ons weer kan wees terwyl ons fokus op 'n boodskapreeks genaamd Ek glo en ons staan stil by iets wat bekend staan as die apostoliese geloofsbelijdenis, iets wat navolgers van Jesus vir meer as 1800 jaar al publiek bely. Week 1 het ons stil gestaan en ons het, as ons herinner, uit hierdie belydenis wie God is. Week 2 is ons herinner aan die unieke menslike, maar ook goddelike natuur van Jesus, wat as God se seun ook Christus en Here is, en dan 12 werkwoorde wat uniek verduidelik wat Jesus gedoen het en wie hy regtig is. Vandag fokus ons op die Heilige Gees. En dit is dalk 'n bietjie 'n moeiliker een as die res van die drie eenheid, want hy is die onsigbare deel. Nou, dis 'n vraag wat ek afgelope tyd vir 'n hele paar mense gevra het. Wie glo jy is die Heilige Gees? En 'n hele klomp mense het gesê, nie regtig seker nie, of joh, dis eintlik nogal bietjie vaag, of joh, dis nogal, iemand het die woordjie gebruik, dis 'n misterieuse karakter van die drie eenheid. Wat vir my fascinerend is 'n hele paar mense vir wie ek gevra het, wie glo jy is die Heilige Gees? En ek weet nie of dit 'n antwoord is nie, maar na die 5de of die 6de persoon het ek besef, dis ook seker 'n antwoord. As jy vra, wie is die Heilige Gees? En mense sê, nou ek weet nie eens hoe jy dit spel nie. Maar, ja, ek weet van hom, maar ek weet nie veel van hom nie. Kom ek vertel jou 'n storie. Hele paar jaar terug het ek begin probleme met my regter skouer ontwikkel. En besef ek moet by 'n dokter uitkom, eers 'n paar kortison inspuitings, maar dit het gevoel soos teikenskiet wat hulle misdoen hier tussen jou wervels deur. En toe op die ou end by 'n sport fisio uitgekom, daar by Loftus. En die fisioterapeut het my seker vir 'n goeie 40 minute ondersoek en die kant toe gestrek en daai kant toe en so, sê wanneer dit seer is, sê wanneer dit seer is. En uiteindelik sê hy vir my, hy het 'n goeie idee wat aan die gang is. My bors aan die voorkant van my skouer is baie goed ontwikkel. Maar die probleem is, die spiere aan die agterkant van my skouer is uiters onderontwikkel. En die spanning tussen die spiere aan die voorkant en die spiere aan die agterkant veroorsaak dat hulle half my skouer stelselmatig maar uit posisie uittrek en dit veroorsaak pyn. En skielik besef ek, en hierdie afgelope tyd dink ek daaraan, wanneer sekere goed in jou lewe oorontwikkel is ten koste van iets anders, kan dit pyn veroorsaak. Ek dink baie van ons, as ons dink aan ons geestelike spiere, het ons daai spiere rondom wie God is en wie Jesus is as ware oorontwikkel. Ons weet als, ons dink ons weet als van hulle. Ons glo in God, die Skepper, die Almagtige, die Vader. Dis 'n goeie begrip van Jesus, sy hele storie. Maar wanneer dit kom by die Heilige Gees, dan is dit half onderontwikkel. En wanneer die Heilige Gees onderontwikkel aanwesig is in jou en my lewe, veroorsaak dit ongemak. Inteendeel, dit veroorsaak pyn. Dit veroorsaak dat ons nie die potensiaal beleef wat ons kan nie. En ek sê dit vir jou so op die skerm, om vir die Here te kan lewe, het ons die lewe van die Here in ons nodig. En daai lewe is juis dit wat die Heilige Gees kom moontlik maak. So wat ons vandag gaan doen, is om 'n bietjie hierdie onderontwikkelde geestelike spier te oefen en die Here te vertrou dat hy in die volgende paar weke dit selfs beter sal ontwikkel en ons hierdie balans sal ervaar, maar 'n gemaklikheid, net so gemaklik tussen Vader en Seun en Heilige Gees. Hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Omdat deur die eeue, letterlik vanaf die uitstorting van die Heilige Gees en die geboorte van die kerk, deur millennia heen, het volgelinge van Jesus publiek verklaar, onder andere, ons glo in die Heilige Gees. Dis immers wat die apostoliese geloofsbelijdenis bevestig. So as dit vir jou moontlik is, wil ek jou nooi, wie jy saam met my staan, en kom ons verklaar net weer,
hierdie geloofsbelijdenis, publiek, hardop, asof ons dit glo. So staan saam met my, is op die skerm, lees hom saam met my, hier kom hy. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. En almal sê, amen. Geef vir 'n persoon langs jou 'n high five, sê vir hulle, well done, neem jou sitplek. In hierdie hele apostoliese geloofsbelijdenis is daar net hierdie een kortbondige verwysing wat sê, ek glo in die Heilige Gees. Nou daar word baie keer half neerhalend verwys en sê, ja, dis tipies, dis hoekom al baie keer in die tradisionele kerke nie veel aangaan nie, want hulle glo in die Heilige Gees en dis ook al wat hulle daaroor sê en verklaar. Want teendeel, daar's twee verwysings in die geloofsbelijdenis na die Heilige Gees, die ander ene, die eerste ene wat daarna verwys sê, wat ontvang is, verwys na Jesus, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, en baie mense wil weet, hoe werk dit, daai geboorte van Jesus? Dis presies die vraag wat Maria in Lukas 1 vir die engel gevra het, en sy antwoord was bloot destyds aan haar, dit gaan gebeur deur die krag van die Heilige Gees. Want jy sien, die Heilige Gees is die een, en maak sommer vir jou 'n kantlyn nota net weer vandag daarvan, die Heilige Gees is die een wat die onmoontlike moontlik maak. En dit wat hy gedoen het in Maria, is iets wat hy steeds ook in jou lewe, in jou omstandighede, in jou hart kan doen, die onmoontlike, kom maak hy moontlik. Hy bring lewe waar daar doodsheid is, hy bring lig waar daar duisternis is. En dan 'n bietjie verder in die geloofsbelijdenis, maak dit hierdie stelling om te sê, ek glo in die Heilige Gees. Maar wie is die Heilige Gees? Heilige Gees is die derde deel van die drie-eenheid. Die drie-eenheid waarna ons ook verwys, en dikwels in die Ou Testament word daar na die 3-in-1, met ander woorde Vader, Seun, Heilige Gees, word daar verwys as die Here, Here. Met ander woorde, hy is hierdie unieke Godheid. En hy hierdie Here openbaar homself as 'n Vader, hy openbaar homself as Seun, en hy as Verlosser, en hy openbaar homself as die Gees. So drie afsonderlike persone, maar een wese. So dit beteken dat die Heilige Gees is 'n persoon wat jy soos die persoon langs jou persoonlik op een of ander manier kan beleef. Hy's nie net 'n krag nie, hy's allermins 'n feeverhaal entiteit of 'n genie. Hy's God, hy's 'n persoon. En hy wil, omdat hy 'n persoon is, wil hy met jou in 'n verhouding lewe. En wanneer jy sy volgeling is, dan wil hy jou bring by daai plek waar jy oortuigend kan verklaar en meer kan verklaar as om net te sê, ek glo in die Heilige Gees, maar om te kan sê, ek ken die Heilige Gees, ek beleef die Heilige Gees, ek ervaar die Heilige Gees. Daar's 'n wonderlike stukkie geskiedenis vir ons opgeteken in Handelinge 2, wat vir ons meer vertel van die Heilige Gees. Volg saam met my, Handelinge 2, vanaf vers 1. Dit sê vir ons, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar, net eers hier vir 'n oomblik vas staan. Pinksterfees op daardie stadium was die viering van die Joodse fees, Shavuot. Shavuot is die fees wat vir duisende jare gevier is en herdenk, waar Jode bymekaar gekom het, en hulle sou onthou dat Moses teen die berg Sinaai uit is, en hoe dat hy op 'n wonderbaarlike manier die openbaring van God gehad het, die skouspel beleef het van God wat met sy vinger op 'n klip skryf, en die 10 basiese suksesreëls vir lewe vir hulle kom uitgrafeer. En dit was tydens weer eens hierdie Joodse viering van hierdie fees, waar volgelinge
van Jesus, inteendeel die volgelinge van Jesus wat hom sien opvaar het na die hemel, hulle is nou by mekaar nog steeds. Sedert die hemelvaart is hulle by mekaar in die bovertrek, en dis in hierdie samekoms tydens daai fees in Jerusalem, wat vers 2 vir ons vertel, skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. Dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Stel jou voor, volgelinge van Jesus is by mekaar, binne in 'n gebou soos hierdie, en met eens is daar die klank van 'n oorweldigende stormwind daar binne. Dis nie hier kom iets daar buite nie, hulle beleef dit hier binne by hulle. En dan vuurvlamme wat verskyn, nou vir 'n samekomsplek waar hulle nie eintlik beligting geken het soos wat ons dit dalk vandag ervaar nie, moes dit 'n vreemde skouspel en 'n belewenis gewees het, en hierdie vuurvlam kom en hy verdeel, en almal kry eweredig dieselfde hoeveelheid vuur wat oor hom kom, maar meer as dit, hulle het 'n belewenis van iemand wat van hulle besit neem, en deur hulle manifesteer en werk, vers 4. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. So hierdie was 'n ongelooflike, ongewone belewenis. En dit sou selfs meer ongewoon gewees het as dit ons inleiding was tot die Heilige Gees. Maar jy begin gewoonlik nie die storie in die tweede derde van 'n boek nie. En God se storie begin nie in Handelinge nie. Jy begin gewoonlik die storie aan die begin. En die Heilige Gees het nie in Handelinge 2 eers op die toneel verskyn nie, want hy's God. En God was van die begin af altyd daar. So kan ek teruggaan met jou na Genesis 1. In Genesis 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, en die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Ruach Elohim, die Gees van God, het oor die waters gesweef. Hierdie Ruach Elohim, Gees van God, beteken die asem van die Allerhoogste, wat soos 'n onsigbare, bewegende wind, ongelooflike implikasies het, maar jy kan hom nie altyd sien nie. En tipies van God se karakter is dat hy altyd soos 'n onsigbare krag besig is met iets nuuts en met skepping. So waarmee is God besig? Om dit te verstaan, moet ons sy woord verstaan. Nou baie van ons dink dat die Bybel is 'n geskiedenishandboek, en ja, dit bevestig geskiedkundige gebeurtenisse. Baie dink dis 'n instruksiehandleiding of dis 'n lewensgids. En dikwels is dit, en daar's wonderlike riglyne vir finansies, vir ouerskap, vir verhoudings, selfs vir gesondheid. En verseker bied dit in elke faset van ons lewe lig en lering en leiding. Maar die Bybel is heel eerste in die eerste plek die vertelling en die verhaal van God se verhouding met sy mense. En hierdie verhale het 'n paar temas en ons lyne wat deurgetrek kan word van die begin tot reg teen die einde. En een van hierdie temas, en hou vas, prentjie gaan nou sin maak. Een van hierdie temas is die van 'n tempel. Tempel. Wat is 'n tempel? 3 definisies wat ek vir jou het, wat ek dink redelik getrou is aan die breër prentjie van die hele Bybel. 'n Tempel onder andere is die sigbare teenwoordigheid van God in 'n gemeenskap. Wanneer daar 'n tempel is, dan is dit herinner jou aan die sigbare teenwoordigheid van God in daai omgewing. Tweedens, dis die plek waar die hemel en die aarde ontmoet. Derdens, dis 'n plek waar jy kontak met God kan gaan beleef. Dis 'n tempel. En hierdie tempeltema in God se woord begin nie by 'n gebou nie. Dit begin by die begin. In Genesis 2 vind ons die Here wat alle dinge skep, en in die kern daarvan, nommer 1, plaas hy 'n tuin.
En in daai tuin is die plek waar hy stof neem en lewe daarin blaas en Adam word 'n lewende wese en dan maak hy vir Eva en die opwinding gebeur wanneer hulle die voorreg het om met hom in daardie tuin te kan kuier. Die Bybel praat van hulle het met hom gewandel. Hoekom? Want hierdie God het hierdie passie om met sy mense te wil in verhouding staan en met hulle te wandel. Hy is 'n liefdevolle God en hy wil almal 'n regverdige keuse gee of hulle sy woord gaan volg al dan nie en ongelukkig kies hulle anders. En hulle sonde bring jammerlik hierdie ongelooflike skeiding sodat hulle nie meer met hom kan wandel nie. En dit verhoed dat hulle nageslag nie meer die nabyheid van God so intiem kan beleef nie. God verander nie. Sy passievolheid is nog steeds daar om vir die mens sigbaar homself te wil tentoonstel en te herinner, ek wil in julle midde wees. In die volgende volume van God se storie in Exodus gee God die opdrag vir sy mense dat hulle 'n baie unieke tent, hulle noem dit die tent van ontmoeting. Die eintlike woordjie daarvoor is die tabernakel, dat hulle dit gaan bou. En dit word 'n unieke plek waar bonatuurlike ontmoetings plaasvind. En elke keer wanneer die volk Israel geskuif het, soos wat hulle in die proses was, beloofde land toe, moes hulle seker maak dat reg in die middel van hulle kamp die tabernakel opgeslaan word. Hoekom? Wat dit verteenwoordig, die sigbare teenwoordigheid van God in hulle midde. Dis die plek waar hemel en aarde ontmoet. Dis die plek waar jy ongelukkig deur offers en deur middelaars, waar jy wel met hom kontak kon beleef. Want jy sien, God is 'n God wat met sy mense wil wandel en by hulle wil wees. Salomo, paar volumes verder in die storie, Dawid se seun, hy kom gee vir hierdie tabernakel, vir hierdie tent, 'n permanente opgradering. En hy bou die tempel. Hy was deeglik bewus daarvan dat die Here wat ons dien veel groter is as die gebouetjie wat hy opsit. Maar hy het verstaan dat dit die plek is wat gaan verteenwoordig dat God tasbaar teenwoordig is in die midde van sy mense. En dat hy tasbaar teenwoordig is in daai area waar sy gees tasbaar was, genoem die allerheiligste. Dis die plek waarin jy kon kom om kontak te beleef, waar die bonatuurlike en die natuurlike met mekaar kan kontak hê. Dis die plek waar priesters namens mense met die Here kon ontmoet. Hoekom al hierdie moeite? Want God is 'n God wat graag naby sy mense wil wees en met hulle wil wandel. Die verhaal gaan verder. En ons ontdek vir Jesus wat op die toneel kom. Nou Jesus, hoe pas hy in by 'n tempel? Ek dink Christus is die beste illustrasie van die tempel in die hele storie van God. Want wat sê die geloofsbelijdenis oor Jesus? Hy is ten volle God, maar hy is ook ten volle mens. En hy is die plek, hy is die punt waar hemel en aarde ontmoet. Hy is die openbaring van die sigbare teenwoordigheid van God in hierdie wêreld. Onthou jy Johannes se eerste woorde omtrent in sy brief wanneer hy skryf in 1 Johannes 14, hy sê, en die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon. En die woordjie gewoon beteken eintlik terug na daai prentjie in die Ou Testament van, hy het onder ons kom tabernakel. Hy het onder sy mense kom woon, hoekom? Want God is 'n God wat met sy mense wil wandel en tussen hulle en naby hulle wil wees. Johannes se woorde 'n paar verse verder is nogal treffend, hartseer treffend. Hy het na sy eiendom gekom. Sy eie mense het hom nie aangeneem nie. So gevolglik is Jesus gekruisig. Hy's begrawe. Maar hy's ook opgewek. Hy het opgevaar en sit nou met autoriteit aan die regterhand van die Vader. So wat gebeur nou met ons belewenis van tempel op hierdie stadium? Want hy's nie meer met ons nie. Handelinge 2 het plaasgevind. En dan kom Paulus en hy herinner ons in 1 Korintiërs 3 vers 16 en hy wil elke volgeling van Jesus uitdaag en sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie.
Weet jy in die volgeling van Jesus, dat jy nou God se tempel is? So die tempel het 'n nuwe vorm aangeneem. Ek kyk daarna. Dis jy. Jy is God se tempel. En sy gees woon in jou. So waar's die tempel van God in die Nuwe Testament? Dis jy. Hoekom? Omdat God deur sy gees binne in jou woon. En skielik word jy die plek waar die sigbare teenwoordigheid van God in ons gemeenskap gemanifesteer kan word. Jy word die plek waar die hemel en aarde kan ontmoet. Jy is die tempel van God. Maar dit eindig nie hier nie. Laaste boek van die Bybel, Openbaring. Johannes kom beskryf waarheen ons op pad is. Praat van 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel. En hy beskryf dit in 'n taal wat ek nie altyd seker is hoe ons dit interpreteer nie, maar dat dit wow is, daaroor is almal eens. Inteendeel, hy beskryf dat hierdie Godstad 'n volmaakte afmeting het, en dan gebruik hy spesifiek die nuwe vertaling het nou die taal meer in afstand omgesit, om te sê, dis 'n volmaakte vierkant van 12.000 kilometer, by 12.000 kilometer, by 12.000 kilometer. En dan kom Openbaring 22 en sê, en binne hierdie, is daar 'n tuin. 'n Tuin met 'n rivier van lewe. En 'n boom van lewe. En skielik verwys dit terug na die oorspronklike verhouding, Genesis 2. Die tuin van Eden, God se plan nog die heeltyd, ek wil amper sê sy obsessie. Maar tog is daar in hierdie tuin en in hierdie dimensie wat voor lê, een ding baie merkbaar afwesig. Openbaring 21 vers 22. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie. Hoekom nie? Want daar hoef nie meer een te wees nie. Want wat God die hele tyd wou gehad het, het nou realiseer. Hy is ten volle teenwoordig by sy mense en hy kan met hulle wandel. Maar ons is nog nie daar nie. Ons is in die fase waar jy in die spieël kyk en het jy al ooit rondom jou eie identiteit dit so vasgemaak om jouself in die spieël te kyk en te sê, "Môre tempel." Om na hierdie dop te kyk waarin jy bly, ongeag van sy aardse toestand, want hy het ongelukkige vervaldatum, maar solank jy in hom bly, dit te waardeer en te besef, wow, wat 'n voorreg, ek bly nie alleen in hierdie dop nie. Jy is God se tempel. Ongelooflik kosbaar, duur gekoop, en vreemd genoeg volmaak herstel, dat hy self in die vorm nie net van 'n gees nie, maar as 'n volmaakte gees, hy verwys na homself as die Heilige Gees, dat hy in jou wil bly. En is bykans ondenkbaar om te dink dat as jy 'n volgeling van Christus is hy nie net met jou nie. Hy is nie met jou nie, hy is in jou. So dit beteken, waar jy ook al gaan as tempel, is God daar. Omdat hy oral teenwoordig is, omdat hy in jou is, omdat jy hom saamdra. Met ander woorde, wanneer jy vertrek binne stap, is daar skielik die sigbare teenwoordigheid van God wat die vertrek binne gestap het. En dit word nou skielik die plek waar hemel en aarde kan ontmoet. Dit word skielik 'n plek met potensiaal waar iemand God kan ontmoet. Want jy is sy tempel. En as jy sy tempel is, ongelooflike implikasies, lyste van hulle, veral rondom Pinkstertyd gaan ons dit verder uitpak. Daar's 3 waarhede wat ek net vanmôre wil hê, jy moet net weer snap. En die eerste een is, omdat jy sy tempel is, en die Heilige Gees in jou is, kan jy hierdie eerste waarheid vanmôre joune vat, net om te besef, die Heilige Gees
bly in my. Sê gou vir die persoon langs jou, die Heilige Gees bly in my. Sê gou vir die persoon. Nee, dit klink na 'n gebrom. Sê dit gou hardop saam met my. Hier gaan ons, sê dit hardop. Die Heilige Gees bly in my. Kom sê dit weer. Die Heilige Gees bly in my. Dit is bykans ondenkbaar, amper onverstaanbaar, maar die apostoliese geloofsbelijdenis is nie 'n credo van dinge wat ons verstaan nie. Dit was 'n credo van die ongelooflike dinge, ons verstaan dit nie, maar ons glo dit. En ons glo dit, ons verstaan dit nie altyd hoe dit werk nie, en jy hoef nie als te verstaan voordat jy dit gebruik nie. Niemand van julle hier kan vir my eintlik presies verstaan hoe beskryf hoe werk 'n selfoon of hoe werk 'n mikrogolfoond nie, en tog gebruik ons dit almal sonder om te dink. Presies dieselfde met God se Gees. Hou op met te probeer uitfigure en begin dit soos 'n kindjie in geloof aanvaar en begin jouself in die spieël kyk en sê, ek is sy tempel, sy Heilige Gees bly in my. Dan kan ek jou terugvat na ons eerste week wat ek hierdie stelling gemaak het om te sê, wat jy glo, bepaal uiteindelik wie jy is. Dit bepaal jou menswees. So wat daarvan? Wat daarvan dat jy jouself in die spieël begin kyk en werklik begin, nie net dit weet en dit probeer uitfigure nie, maar begin soos 'n kindjie glo om te sê, Heilige Gees, dankie, U is in my. Wat is die implikasie hiervan? Beteken dat wat jy ook al in die gesig staar, jy nie alleen is daarin nie. Want hy's in jou. Jy's sy tempel. Paulus moes vervolgers van Jesus herinner. Weet julle dit nie? Moet ek julle weer aan herinner? So in 2025, herinnering. So wat is die implikasie hiervan? Beteken dit wanneer jy in die onkologie afdeling van 'n hospitaal is en dalk stry vir jou lewe, jy veg nie alleen nie. Hoekom? Want hy's met jou, hy's in jou. Die krag en die teenwoordigheid van God is in jou. Want hy bly in jou. Jy kan jouself dalk typeer en sê, ek's ongelukkige enkel ouer. Jy's nie alleen ouer nie. Want die krag en die teenwoordigheid van God is aanwesig in jou. Omdat jy sy tempel is, omdat hy binne in jou bly. Dit is bykans ondenkbaar, maar ongelooflik vertroostend dat Psalm 139 maak hierdie som waar Dawid half sê, waarheen sou ek gaan, na die ooste of die weste, na die dieptes, na die hoogtes, waarheen sou ek gaan om aan u teenwoordigheid te ontkom? Nêrens nie. So wat kan ek in die gesig staar waar ek ooit voel, ek is alleen? Niks. So dis ongelooflik bemagtigend, dis ongelooflik vertroostend, maar dis ook nogal in 'n mate soberend. Hy in my. Want ek ken hom. Hy's volmaak, hy's heel, hy's liefdevol, hy's goed, hy's foutloos. Ek ken myself ook. Ek is nie. As God na my kyk, sien hy 'n tempel. As ek na myself kyk, sien ek hierdie gebroke gehuggie. Paulus sê, wow, is heeltemal reg. As jy na jouself kyk, kyk in die gees na jouself en sien 'n tempel, maar as jy in die fisiese na jouself kyk, gaan jy besef, jy's maar 'n gebroke erdekruik. Maar jy het 'n skat in jou. Ons het hierdie interessante kwaliteit oor die Heilige Gees, dat hy's 'n asem. Hy beweeg onsigbaar, maar met dieselfde dinamika soos 'n stormwind. Altyd bewegend, altyd aktief. En oral waar jy hom in die Bybel sien, dan is hy besig om dinge te begin en te initieer en mense te roep en te trek en te aktiveer en te stuur en te skep. So hoekom dink jy, so ons kon dink dat as die Heilige Gees in ons bly, hy enigiets anders sou doen. So hy wil nie net in ons bly nie, hy's ook hierdie asem wat, toe daai asem met stof kontak gemaak het, het dit 'n lewende wese tot stand gebring, die eerste Adam. So hy bly nie net in my nie, maar tweedens is dit belangrik om kennis te neem, hy wil jou bekragtig. Efesiërs 2 sê vir ons dat die Here besig is om met hierdie tempelbouprojek, en in die proses is hy besig om elkeen van ons te vorm. Hoe doen hy dit? Deur sy Gees.
Sy Gees wat kragtig in ons werk en deur ons wil werk. So hoe doen hy dit? Daardie Ruach Elohim, daardie lewegewende krag is aktief in ons. Johannes 14 is wat Jesus vir sy eerste volgelinge sê. Vers 15, hy sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. As jy regtig in my verhouding staan, gaan jy presies seker maak, jy wil my please in alles. En dan gaan Jesus aan en hy sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. Die Afrikaanse 2020 vertaling gebruik die woordjie parakleet. Want eintlik die ander vertalings gebruik of voorspraak, of trooster, of raadgewer, of helper, en al hierdie woordjies beskryf nog eintlik nie wat die woordjie parakleet bedoel nie. Parakleet wat die een is, want om te sê, al jou ek kan nies verander ek in ek kan. Johannes 14 gaan aan om te sê, en hy sal vir ewig by julle kan wees. Sal julle nooit drop nie, hy gaan daar wees. Hy is die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en hom ook nie ken nie. Maar julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, in julle sal wees. Ek sal julle nie as kinders agterlaat nie, en ek kom weer na julle toe. Hoekom? Want God is 'n God wat by sy mense wil wees. So gevolglik kom die Heilige Gees en hy bly in ons, maar hy bekragtig ons as hierdie lewegewende asem wat met onsigbare krag van 'n stormwind die moontlike, die onmoontlike kan moontlik maak. En hy kom stel mense wat soos gebroke erdekruike is in staat om hierdie skat wat in hulle is, hulle andersheid te weerspieël, en hulle word sy agente. Gebroke mense word skielik agente van heerlikheid. Sy verteenwoordigers. In eie krag is dit vir ons onmoontlik. Jesus het dit geweet. En hy het vir sy volgelinge, voordat hy opvaar hemel toe gesê, ouens, julle gaan baie begeesterd wees. Julle gaan so opgewonde wees oor dit wat julle nou sien. Maar moenie in julle eie krag nou hierdie wêreld invaar as my verteenwoordigers nie. Julle gaan dit nie kan volhou nie. Handelinge 1 vers 8. Dank Jesus vir hierdie belofte. Maar julle sal krag ontvang. Daai krag van lewegewende asem, daai krag van 'n stormwind wat jy nie kan sien nie, maar hy kan geboue omwaai. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my reps wees, my verteenwoordigers wees, my getuies wees, uiteindelik tot in die uithoeke van die wêreld. So die Heilige Gees wil nie net in jou wees nie, hy wil jou bekragtig en jou so transformeer dat jou ek kan nie, en dit wat jou vlees en jou beperkinge nie moontlik maak nie, dat hy uiteindelik daardeur straal. En dit bring ons by 'n derde waarheid. Hy wil deur jou bedien. Hy wil deur jou op unieke maniere in die behoeftes van die wêreld voorsien, en daarvoor gee hy ongelooflike geskenke, vaardighede. Daar's hierdie toolbox van die Heilige Gees, en soms weet jy het 'n tang nodig, ander keer het jy 'n hamer nodig, dan het jy 'n saag nodig. Interessant genoeg, die aand nadat Jesus uit die dood opgestaan het, van sy volgelinge het hom al beleef, ander nog nie. Dit word donker. Uit vrees vir die Jode, want hulle het so pas hulle leier publiek te reggestel, en die kanse was goed dat hulle op pad is om die res van die volgelinge te kom haal. Johannes 20 vers 19, en toe dit aand was, op die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, vrees want hulle is benoud, sê nou ons is volgende in lyn vir 'n publieke teregstelling. Vers 19 gaan aan om te sê, Jesus het gekom, en hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. En net so terloops, en ek wens ek het langer tyd om hierby stil te staan, maar dis 'n gedagte vir 'n volgende keer, ek sit dit net vir jou op die skerm. Daai innerlike vrede wat Jesus bring, het meer te doen met die aanwesigheid van Jesus,
as met die afwesigheid van storms en uitdagings en chaos. En dan, Jesus praat met hulle, sê vir hulle, vrede vir hulle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy. Hulle besef, dis regtig hy. Die Afrikaanse vertalings vertel dit 'n bietjie boring. Dit sê en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Die oorspronklike Griek sê, hulle was in ekstase toe hulle besef, dis vriendie waar ons rabbi. Hier's die tekens en die merke, maar hy's ook herstel tot 'n groot mate. Dis net soos in ongelooflik. Toe sê Jesus weer vir hulle, vrede vir julle. Bedoelende ouens, ek's aan boord by julle. Ek's in julle. En ek gaan julle verander in 'n mag waarmee die wêreld moet rekening hou. En let op wat Jesus volgende sê, dit gaan nie daaroor net dat hy in hulle bly en hulle wil bekragtig nie. Hy gaan aan om te sê, en soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ek kom rus julle toe met my vrede, maar kom gee nou ook vir julle 'n mandaat. Gaan wees julle nou as my tempels, my verteenwoordigers. Kom word julle die platforms van waar my krag en autoriteit en gesag en liefde en lewe en herstel 'n verskil kan maak in 'n stikkende wêreld. Want dis waarvoor ons gemaak is. Ons skepingsdoel is, ons kan nie eintlik lewe sonder ons ander helfte nie. En dit bedoel nie 'n lewensmaat nie, dit bedoel hy as ons eintlike lewe. En wanneer ons hom beleef, dan is hy die een wat in ons bly, wat ons bekragtig en wat deur ons manifesteer en 'n stikkende wêreld wil bedien. Dis hoekom hy ons stuur. Maar hy wil nie ons moet dit in ons eie krag doen nie, so Jesus gaan aan. Bybel sê, Johannes beskryf, hy sê, nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, asem, wind, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En hier is die vraag vir oggend. Hoe ontvanklik is jy? Ek dink te veel van ons ken God baie goed. Van Jesus het ons dalk die meeste detail. Ons is so lief vir hom, ons noem hom selfs liewe Jesus. Ons weet so 'n bietjie van die Heilige Gees. Miskien het ons almal sonder taal verklaar, ek glo in die Heilige Gees. Kan jy sê, ek beleef die Heilige Gees? Weer soos aan die begin, hierdie aanhaling. Om vir die Here te kan lewe, het ek die lewe van die Here in my nodig. Daai lewe, daai asem, daai wind het ek nodig. Andersins is ek soos 'n seiljag wat my seile gespan het, maar daar's die wind nie, beteken niks. Ons benodig sy Gees wat in ons bly, wat ons bekragtig en wat deur ons bedien. En hierdie uitdaging van Jesus, om te sê ouens, as jy verskil wil maak, daar's 'n wêreld daar buite soos wolwe wat nie kan wag om julle uitmekaar uit te trek nie. Vrede vir julle. Maar meer as dit, stel julle self oop. Kom ontvang my. Nie meer met jou nie, maar in jou. So het jy hom al ontvang. Het jy al ontvanklik geraak dat hy maar in jou aktief mag wees. Dat hy jou maar kan bekragtig en kan toerus en daai unieke toolbox vir jou kan uitpak en jy kan ontdek wat hy als in jou belê het en uiteindelik dit deur jou kan gebruik. Hier's 'n riller vraag op die skerm. Wanneer jy jou lewe vir Jesus gee, kom die Heilige Gees in. But maybe he's just a resident and not president. Kom ontvang hom. En hou op om pyn in jou lewe te ervaar, want jy het hierdie een ontwikkelde spier. Kom beleef hom in die dinamika daarvan, dat jy sy tempel is, waarin hy bly, wat hy so kom vorm en kom
voorberei en kom bekragtig, sodat hy magtig deur jou kan manifesteer. En sodat jy met oortuiging 'n verklaring kan maak. Saam met volgelinge van Jesus deur eeue, om te kan sê, ek glo in die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Dankie Heilige Gees dat U vanmôre nie een is net oor wie ons praat nie. Dankie dat ons U hier kan beleef. En Vader, dankie vir U liefde vir ons wat meer is as 'n teorie. Die geskiedenis bevestig U obsessie om net tog tussen U mense te kan wees. En uiteindelik na die voorhangsel geskeur is en daai tempel nie meer U heerlikheid kon bevat nie, het U losgebars. En uiteindelik kon woning maak nie meer en woon U nie meer in tempels wat met hande gebou is nie. Oorweldig elkeen van ons met 'n nuwe respek en 'n waardering vir die feit dat U regtig wil, dat U obsessief is daaroor dat U binne ons wil woning maak. Mag ons vanmôre U woorde hoor asof U self hier staan en sê, ontvang die Heilige Gees. Vergewe ons vir watter rede ook al as ons nie ontvanklik is nie. Bid vir diegene in wie se lewens U glad nie betrokke is nie. Mense wat tog nooit hulle lewens vir U oopgemaak het en die troonkamer van hulle lewe aan U beskikbaar gestel het nie. Bid vir soveel van ons wat dalk in 'n godsdiens is. Wonderlike kultuur godsdiens, maar U staan by die deur en U klop. Dankie dat wanneer ons oopmaak, kom U in. En dankie Heilige Gees dat U kom woning maak in ons, maar mag baie van ons ook vandag dalk deur U oortuig word dat U aanwesig is, maar dalk net soos 'n spaarwiel of soos 'n passasier, nie as die bestuurder nie. Mag ons in ons ontdekkingstog oor die volgende paar weke die dinamika begin beleef wanneer ons U agter die stokke toelaat. When you're no longer resident but president. En dankie dat wanneer U bekragtig en deur mense begin bedien, dis waar die grootste lewensvervulling lê. Dis waar die grootste seën lê. En dankie dat niemand hier gediskwalifiseer is. Dat elkeen van ons 'n manifestasie kan wees van die sigbare teenwoordigheid van God. Dat elkeen van ons 'n kontakpunt kan wees waar hemel en aarde met mekaar ontmoet. Dat elkeen van ons 'n draer kan wees vir ander mense, dat hulle kontak met U kan beleef, omdat Christus in ons is deur die krag van sy Gees. Mag daar 'n nuwe ontvanklikheid wees by ons, mag daar 'n nuwe opwindende verwagting wees, om meer van U te wil leer, meer van U te ontvang, Heilige Gees, en toe te laat, dat U ons lewens gebruik, soos wat Vader U gestuur het, U ons stuur, om 'n dinamiese, radikale verskil in 'n stikkende wêreld te maak, maar deel te wees van U taakmag, om herstel aan te kondig, 'n hersteljaar van dit wat U deur U huidige tempels wil doen. Ons meld aan vir diens. Vir diegene wat nie in 'n verhouding met U is nie, dankie dat U vanmôre in liefde na hulle uitreik en sê, gee my die eerste plek in jou lewe. Vir diegene van ons wat bang is vir U, wat dink die Heilige Gees hoort net in Pinksterkerke, die Heilige Gees gaan weird goed met my aanvang, om bring 'n nuwe vrede in ons, en 'n honger en 'n dors, om dit te ontvang, wat U vir elkeen van ons wil laat beleef. In geloof wil ons verklaar, ons glo in die Heilige Gees. Amen.